Toe ek jonk was, sê nou maar 'n kind of 'n tiener en selfs 'n jong volwassene, toe het ek aanvaar en geglo dat die lewe min of meer reg uitwerk en 'n mens is vol hoop en jy sien net die mooi in die lewe en jy is optimisties en so en dan gebeur die lewe en jy kom agter maar dinge werk nie altyd uit soos wat jy dink dit sal of verwag dit sal nie. En baie keer is dit oor 'n mens se eie foute en sondes. En soms is dit die lewe. Soms gebeur dinge net. En so gaan elke mens wat lank genoeg leef, kom agter op 'n stadium maar dinge werk nie altyd uit soos wat dit moet nie. En dit het my laat dink aan sekerlik een van die interessantste stories en karakters in die Bybel. Die Ou Testament storie van Job. Ekskuus. Het my gedagtes getrek vanoggend en daar's 'n paar idees rondom Job wat ek wil lees. En hierso in die heel eerste hoofstuk van Job staan daar was 'n man in die land Us wie se naam was Job en die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. So hy het weggebly van die slegte goed van die lewe en van die sonde en daai goedertjies. En ons almal ken die storie, so ek gaan nie alles lees nie. In vers 8 gee die Here sy opinie oor Job. Hy sê, en die Here vra vir Satan, julle ken die storie, Satan het hom kom aankla vir die Here. En die Here antwoord die Satan, hy sê, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. So as daar op daai stadium ten minste 'n kandidaat was vir nommer 1 citizen, dan was dit seker Job. En selfs in die oë van die Here was hy 'n goeie mens gewees. En 'n mens wonder soms hoekom gebeur slegte goed met goeie mense of wat ons dink goeie mense is, maar die lewe gebeur en die Here laat dit toe. En dis nie vir ons om te bepaal nie wat gebeur of wat nie gebeur nie, maar dit is vir ons om te bepaal hoe ons reageer en hoe ons reageer op die dinge wat ons nie beplan nie. En die hele boek van Job is interessant. Mens moet dit gerus gereeld lees. Maar die ding van Job is, hy kom aan die einde, heel aan die einde, want die Here praat en Job se vriende praat en almal het raad en insig en wysheid en heel aan die einde, toe die Here klaar met Job gepraat het, sê Job die volgende. Job sê, so in hoofstuk 42 sê hy, toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie kan begryp nie. Hoor tog en ek sal spreek, ek sal U ondervra en U onderrig my. Volgens hoor sê, het ek van U gehoor, maar nou het my oog U gesien. Daarom roep ek en het berou in my stof en as. As daar iets is wat 'n mens weg gaan vat uit Job uit die hele storie uit, dan is dit, waar Job aan die einde, na die hele verskriklike trauma waardeur hy is, en sy gesprek en gebede met God, hy sê die volgende, hy sê, ek het gehoor van U, maar nou het ek U gesien. Wat ook kan beteken, hy het geweet van God, maar nou ken hy God, nou ken hy die Here. En dit bly vir my, altyd wanneer ek dit lees, of wanneer ek
weer daaraan dink, dan bly dit vir my, dit ruk my elke keer. Want daar is soveel mense in die lewe en ek sluit myself daarin, en partykeer gaan 'n mens deur 'n seisoen waar jy die Here, jy weet van hom, maar partykeer dwaal 'n mens ook weg. En dan besef jy maar ek moet die Here ken. En so al die vrae word nie altyd beantwoord nie. Soms wonder mense hoekom gebeur dinge, en soms is daar nie 'n voor die hand liggende verstaanbare rede nie. Maar die uiteinde van alles is om die Here te ken. Dis die groot ding van alles. Dankie dat jy gekyk het. Lief vir julle. Bye.